Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dit's lekker dat jy saam is. Ek glo jy gebruik hierdie beginsels, jy pas dit toe in jou lewe. Dis nie net kopkennis nie. Ons is daders van hierdie woord. Ons kyk na wat kan die saad verstrengel? Wat kan die saad keer? Die drome keer, die potensiaal keer. Wat keer jou lewe om jou volle potensiaal te bereik? Jesus gee vir ons nog 'n beginsel. In Matteus 13:24 sê Jesus hierdie verhaal. Jesus het vir hulle nog 'n gelykenis vertel. Hy het gesê, wanneer God koning is, God wat in die hemel is, dan is dit soos wanneer 'n man goeie saad in die grond gesaai het. Eendag het sy vyand gekom en gewag tot al die mense slaap. Toe het hy onkruid tussen die koring gesaai. En daarna het hy weggegaan. Jesus sê vir ons, daar gaan onkruid wees tussen die koring. Wat is dit? Daar gaan harde challenges wees, daar gaan versoekings wees, daar gaan sonde wees. Jy gaan dalk selfs val en struikel en sê, Andries, ek kan nie my potensiaal bereik nie, want altyd as ek spoed kry, dan kom hierdie sonde, of hierdie versoeking, of hierdie probleem, en jy gaan 'n verskoning kan uitdink. Hoekom? Want daar's 'n vyand. En hy kom saai onkruid. Mens, as ek en jy verskoning soek, sal ons 'n verskoning kry. Maar, as ek en jy 'n doel het, en 'n droom het, en ons weet God het goeie saad, goeie bedoeling met my lewe, dan sal ons deurdruk. Ons sal aanhou groei. En die storie, ons sal die storie ander dag klaarmaak, dat die Here sê, maar albei saad moet saam opgroei, en op die einde van die tyd, sal hy die onkruid eenkant verbrand, en die goeie saad sal vrug dra. Mens, jy moet net aanhou groei. Jy kan nie verskonings maak nie. Jy kan nie sê omdat die lewe hard is, moeilik is, omdat daar sonde is en versoekings is, omdat ander mense gestruikel of geval het, nou quote ek ook nie. Ek en jy moet aanhou groei. Die goeie saad moet aanhou groei. Kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, ons almal kry so seer in hierdie lewe. Here, kerk maak mense seer. Mede Christene maak mekaar seer. Predikante stel te leer. En dan sal soos, nou gaan ek ook ophou groei. En Here, ons eie sonde maak ons seker die moedeloosste. Ons almal is so moeg vir ons eie sonde en val en seer kry. En dan, Here, die eerste gedagte is, nou wil ek sommer quote en opgee. Here, ons kom vandag en ons besef, U het ons al gewaarsku. Die vyand saai onkruid. Maar moenie ophou groei nie. Hou aan groei. Dankie daarvoor, Here. Here, ek bid vir elke persoon wat luister, dat U hulle 'n nuwe begeerte sal gee, van aanhou groei, aanhou probeer, elke keer weer opstaan en weer vorentoe gaan. Dankie daarvoor, Here. U help ons, U gee vir ons die krag om dit te kan doen. In Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.